Verhoudings deur bemoediging. Ons lees dat Paulus vir die gemeente in Thessalonika destyds skryf in 1 Thessalonisense 5 vers 11. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouwens reeds doen. Hy moedig hulle aan, en uiteraard vir ons ook wat volgers is van die Bybel, dat hierdie bemoediging nie net 'n mooi gebaar is nie, maar juis om aan te hou bemoedig. Wanneer ons mekaar bemoedig met woorde van hoop, herinner ons mekaar aan God se teenwoordigheid en deur sy Heilige Gees staan ons mekaar by. Bemoediging is eintlik 'n geestelike en 'n psigologiese belegging wat ons verhoudings maak en dit help ons floreer. Die nou al bekende professor Martin Seligman, een van die grondleggers van die positiewe sielkunde, wys daarop dat mense floreer wanneer hulle in positiewe verhoudings belê. Nou hierdie tipe verhoudings, die positiewe verhoudings, word gekenmerk deur ondersteuning, deur aanmoediging, deur gedeelde vreugde. En bemoediging is juist die sleutel tot hierdie tipe verhouding. Dit bou vertroue, dit verminder stres, dit verhoog ons kapasiteit om uitdagings te aanvaar. Ek onthou hoe ek as student eendag vir my ouers gebel het toe ek baie moedeloos was tydens die studiejare en my ouers se woorde was eenvoudig aan my: ons glo in jou. Nou dit was die bemoediging wat ek op daai stadium nodig gehad het om weer aan te hou studeer. Woorde soos dit of woorde soos jy doen goed is katalisators vir groei en vir veerkragtigheid. Ons leef in 'n tyd in die wêreld waar mense mekaar reg oor die wêreld heen behaag vind, lyk dit vir my, om ander, mense wat hulle selfs nie eens ken nie, net eenvoudig via die sosiale media af te kraak. Of waar mense moedeloos raak, omdat hulle self met ander se geluk of mooi prentjies van geluk vergelyk. Nou bemoediging hierteenoor is eintlik revolusionêr, want dis 'n gesindheid en dis 'n daad van genade. En dis wat Jesus in sy tyd ook op aarde gedoen het. So stuur vandag nog vir iemand 'n positiewe boodskap, of sê dit persoonlik, bemoedig iemand, dit bou verhoudings. Leef geïnspireerd.